Nou, ons het laasweek gedeel gepraat oor Abraham, maar die tema van laasweek was, nou net voor ons by daai tema uitkom, ek dink ek sal skuif vandag, want daar is so mooi wit kar, en hy blink so, en as ek hierdie kant toe skuif, is daar so mooi wit baie kar, nee, maar ek dink gaan julle okay wees, as ons net daai een kant so bietjie toemaak, maar gaan die asem alright wees, gaan julle nie slaap nie, okay, goed, okay, dankie, is nodig vir daai fan daar agter, of gaan hy julle hare deur mekaar blaas? Goed, okay, is hy, nie meer hierdie een is nie aan, ekskuus. Ek sal sien as die mense begin slaap, dan sal ek hartseer raak. Goed, okay, yes, nou laasweek het ons gedeel oor gevoed, nou nie gevoeter nie, gevoed met woorde van geloof, en Pieter, waar staan dit, want dis nou jou skrif, gevoed met woorde van geloof, is die vers net voor jou skrif, hy is met ons manne besig met so, die Vrydagoggend nou in 1 Timoteus 4 vers 7 en 8 oor, hou op met ou vrou stories en oefen jou in die godsaligheid. Goed, dit is wat daar staan, dit staan daar, het julle geweet, het staan so, hou op met ou vrou stories. Wie van julle glo my? Niemand nie. Okay, wie van julle wil 'n dapper wees en weet dit staan so in die Bybel? Goed, wie gaan dit vir ons lees? Wil julle dit vir ons lees? Okay, goed. 1 Timoteus 4 vers 7 sê, hou op, moenie jou steur aan ou vrou stories nie. Nou, gee gou vir my ou vrou stories wat julle al gehoor het. Allerhande klomp ou vrou stories. Sy praat 'n hond uit 'n bos uit. Goed, maar ou vrou stories is nou amper soos dit, maar dit is goed is wat mense oorleweringe wat nonsens is. Goed, ek onthou toe ek in die gemeente waar ek groot geraak het as kind was, het ek na die tyd besef, daar is baie goed is wat maar eintlik ou vrou stories was, maar dit was 'n beautiful gemeente. Het jy hom daar so? Die Engels. Die verklaring, hy skree onder by die verklaring, sê het Old Wives Tales. Goed, die nuwe vertaling, of die nuwe lewende vertaling sê dit net so, ou vrou stories. Nou goed, dis baie bevrydend, en Irina het vanoggend vir ons gelees, staan vas in die vryheid, waarmee Christus jou vrygemaak het. Amen. Goed, okay, so, nou 1 Timoteus 4 vers 6, is eintlik ons thema skrif wat ons die afgelope tyd, en dit is, jy moet jouself voed met woorde van geloof. Wie van julle ken die ou uitdrukking wat gesê het, garbage in? Nou wie van julle, wil julle gou dit wees saam met my sê, 1, 2, 3, garbage in, garbage out, dit waarmee ek my voed, is dit waarmee dit wat uitkom, en nou ek het laasweek die uitdrukking gebruik van Floyd se ma, maar ek gaan nou nie weer daarop gaan nie, maar wat ek net wil, as ek net kan opkook en afwater van laasweek se boodskap, en dit is jou aptyt weerspieël hoe dit met jou gaan. Amen. Jou aptyt vir die woord en jou aptyt vir lewe, dit waarvoor lewe daar is, en ek het al baie al gesê, en ek wil dit nie my prediking maak nie, verseker nie, maar daar is, al hierdie ou klomp geliefde broers op die internet, wat 'n haat vir die charismatiese kerk het en allerhande goed is, en omdat hulle sê God werk nie meer nie, en God ceased to work, dis nou die manne wat nou so die klomp, wat nou al hierdie klomp gegillende goed sê, hulle grootste joy is om te sê, jessie, ons het nou nog iets ingesamel, nog 'n false brother, nog 'n dit, nog 'n dat, allerhande klomp, al daai goedertjies, en dan op die einde van die dag is hulle aptyd nooit lewe nie. Jy sal nooit hoor dat hulle oor die lewe van die woord gesels, en hulle praat net altyd oor, kyk hoe verkeerd is daai ene, kyk hoe verkeerd is daai ene, en dit is hulle aptyd. Maar jou aptyd weerspieël hoe dit binne in jou gaan. Is dit nie so nie, ouens? Kan ek weer sê, wie van julle weet, jy is wat jy eet.
en wat jy eet is jy. En Paulus sê, voed jouself, nie laat die dominee jou voed nie, kan ek dit weer sê, voed jouself met woorde van geloof. Voed jouself, en hy sê, as jy dit doen, sal jy 'n goeie dienaar van Christus wees. Wow. Nou goed, wie van u wil 'n goeie dienaar van Christus wees? Dankie. Goed. OK. In elk geval. Nou, kom ons blaai na 2 Timoteus. Ons het 2 skrifte vanoggend wat ons tema skrifte is. Nou die eerste ene is 2 Timoteus, 'n welbekende gedeelte. Julle gaan almal weet wat daar staan, want julle moes dit al ergens al gehoor het. 2 Timoteus 1 vers 7. En is nie Titus nie, is 2 Timoteus. Ek is nou hier by Titus. Right. Goed. Nou, kom ek lees net gou vir u. Ek gaan dit in die Afrikaanse vertaling lees. Nou die Afrikaanse vers 6 is so mooi vertaling. Hy sê, om hierdie rede herinner ek jou daaraan om die genadegawe van God aan te wakker wat in jou is, deur die oplegging van my hande. Nou, geliefdes, ons glo in oplegging en handoplegging. Ons glo aan die anointing op mense se lewens en ons staan baie sterk op dit. Nou daai woordjie, die genadegawe aan te wakker, is wat letterlik, ek al baie keer al verduidelik wat dit in die letterlike konteks beteken is, 'n vlam of 'n vuurtjie wat besig is om dood te gaan, om hom te blaas, en baie keer verkoud die gawes van God in ons eie lewens as gevolg van dat ons toelaat onsself voed met woorde van ongeloof. Nou geliefdes, wie van u ken die uitdrukking wat sê, hoeveel keer moet ek 'n ding hoor voordat ek dit begin glo? Wie van u dit nou al gehoor? En wie van u weet daar is redelik waarheid in dit? Goed, so. Hier julle is stil vanoggend, dit pla my. Maar in elk geval, maar geliefdes, as u die hele tyd hoor hoe die klomp op die internet sê, God werk nie meer nie, God doen nie meer wonderwerke nie, dan begin die gawes te verkoud in ons eie lewens. En dan waag ons nie meer om vir siekes te bid en duiwels uit te dryf, wil ek sê, en dit die opdrag te gee wat Jesus vir ons gegee het en gesê het, gaan uit, doen dit, en die opdrag ongehoorsaam te wees. Amen? Nou, geliefdes, ons het vanoggend gesing van strongholds will come down. En toe ons gesing het, we want to see Jesus lifted high. Strongholds come tumbling down. Amen. En ons gaan vandag bietjie gesels oor vestings in ons denke. En nou die groot vers wat ek wil sê, ek is nou by 1 Timoteus, hy het nou teruggeblaai. Goed, 2 Timoteus 1 vers 7 sê, die bekende skrif, hy sê, want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing. God het ons nie 'n gees gegee van angs en vrees nie, of soos Irina vanoggend in die Galasiërs gelees het, 'n gees van slawerny gegee nie, maar die gees van God, wat in jou woon, het karaktereienskappe, en die eerste karaktereienskap, dis die gees van krag, dis die gees van liefde, en dis die gees van selfbeheersing. Maar ek wil vanoggend gesels oor daai selfbeheersing. Nou ek wil net gou hierso sê, toe ons daar by JDL op die plaas gebly het, het ons nou die 2 staffies of die 2 honde gehad, en dan loop daai beeste of daai daar so, en dan kom ou mokka, en dan row, dan blaf hy, en dan al klopie beeste, dan sit vir hulle verskriklik lekker. En eendag dan kom hy nou by die bees, en dan kom hy aangehardloop, en blaf hy, en dan staan die bees om so en kyk. Ek onthou daar by Karel hulle, die perd eendag daar gestaan, en nou bakkies kom ook uit, en hy storm daai perd, en die perd staan hom net so en kyk. Dan weet hy nou nie wat om te maak nie. Nou, dis vir my baie sleg dat ek die duiwel moet vergelyk met my hond, of die hond moet vergelyk met die duiwel, maar dit is hoe die duiwel is. Die duiwel kom en hy blaf, en as ons skrik en ons hardloop weg,
dan kry die duiwel lekker. Dan sê hy, kyk nou hoe het ek hierdie ou uit sy vrede uitgekry. Kyk nou wat het ek reg gekry, en hy het dit so toegelaat. Hy was bang, en ja, kyk man, en waar is die gees van God in hom? En dan kom maar net een ou, wat die beginsel wat Prediker 10 vers 4 sê vir ons, as die leeu teen jou opgejaag kom, verlaat nie jou pos nie, want jou bedaardheid voorkom groot foute. En as jy soos daai perd of daai bees is, wat vir jou hond, as die hond aangehaak kom en die duiwel kom en hy hard blaf, 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 en jy staan hom net so en kyk, dan weet hy nie wat om te doen nie. Geliefdes, dink jy nie dit is tyd vir ons as gelowiges om so te wees? Soos wat Smith Wigglesworth, wat uitgegaan het en God geglo het vir wonderwerke, en net toe sy bediening begin, geliefdes, toe hy dit gewaag het om vir siekes te begin bid, en siekes nie gesond raak soos wat hy dan nog gesien het nie, en hy het aangehou bid, en een nag, toe word Smith Wigglesworth wakker, en daar staan 'n demoon langs sy bed, en hy word wakker, en hy sien hierdie wese, en hy sê, oh, it's only you, en hy draai om en hy slaap verder. Waar is die gees van God in ons, wat so karaktervas is, wat nie vrees vir die tantrums wat die duiwel gooi nie? Amen. Geliefdes, na daai ervaring, gaan kyk die lewe van Smith Wigglesworth, het Smith Wigglesworth die wonderwerke begin gebeur deur sy hande. Die geskiedenis lei dat hy die Here deur hom 15 mense uit die dode opgewek het. Maar dit sal hierdie klomp nie sê nie, inteendeel, hulle sê alles dis fake. Alles is fake. Hulle was nie daar nie, maar dis fake. Die mense lewe, maar dis fake. In elk geval. Goed, maar in elk geval, maar daai woordjie selfbeheersing. God het jou nie gegee 'n gees van vrees nie, maar van selfbeheersing. Nou die Engelse woord, wie van u weet wat sê die Engelse Bybel? He has not given us a spirit of fear, but of love, power of love, and a sound mind. Nou daai woordjie sound mind in die Grieks is 'n vreeslike woordjie. Dit beteken, as jy daai boonste geskrifte in die Grieks lees, dan sal jy sien daar staan sophonismos. Het jy hom in die gewone skrif ook? Ok, nie, maar daar staan sophonismos. Nou as jy dit weet vandag, as jy baie heilig, dan kan jy na my heilig huis toe gaan. Wow, nee, ek joke net. Goed, dis eintlik 'n grappie. Op my notas het gesê, hier gaan julle nou lag. Goed. Goed, maar in elk geval, dit is wat dit beteken. Maar wat beteken daai Griekse woordjie sound mind? Hoor gou wat dit beteken. Dit beteken done away with inferior thoughts. My tema vir vanoggend is 'n geredde denkpatroon. 'n geredde denkpatroon. Geliefdes, die Here het gekom om ons siele te red. Nou 'n geredde siel beteken 'n denkpatroon wat opgehou het, wat selfbeheersing het, wat 'n sound mind het, wat beteken hy bedink nie meer, he has done away with inferior thoughts. Nou geliefdes, ek quoteer net vir, ek wens ek het nou tyd gehad om oor die volgende te gesels, maar jy almal weet dat ek al hoeveel keer verwys het na Jesaja 55 vers 8 en 9, wat sê, my gedagtes is nie julle gedagtes nie, my wee is nie julle wee nie. En dan het wil ek sê, die Christene het nog gesê, onthou net, God se wee is nie my wee nie. God se denke is nie my denke nie. Ons kan nie sy hoor denke dink nie. Ons denke is te laag. Wat beteken 'n sound mind? Done away with inferior thoughts. Maar in elk geval, geliefdes, wat ek al hoeveel keer gesê het, as jy die konteks van daai skrif lees, is dit nie 'n stelling wat God sê, onthou julle, my wee is hoor as julle weet, dit is 'n aanklag. Dit is 'n aanklag teen die kerk wat gesê het, hy sê, julle bedink nie wat ek dink nie. Paulus sê in Kolossense 3 vers 2, bedink, wie van die weet wat daar staan, bedink die dinge wat daarbo is. Wat is 'n sound mind? He has done away with
low with inferior thinking. So dis, geliefdes, God wil hy sê, soos die hemel hoër is as die aarde, so is sy wee en so is sy gedagtes hoër as ons, en maar nou sê hy, soos die reën uit die hemel neerdaal, en dit val op jou gedagtes, maak dat jou gedagtes begin voortbring, dit wat uit die hemel kom, so sal my woord wees, dit sal nie leeg terugkeer nie, maar dit sal oplewer dit wat in hom ingeplant is. So dis wat dit beteken, die Here sê, hy wil nie hê laat ons gedagtes laer is as syne nie, hy wil hê sy gedagtes moet jou gedagtes begin beïnvloed. In die Nuwe Testament sê hy, jy het nie ontvang 'n gees van vrees nie, maar van 'n sound mind, van 'n gedagtepatroon wat saam met God dink. Geliefdes, dink net daaraan aan 'n gelykenis wat die Here Jesus gegee het. En hy het gesê, daar is verskillende tipes grond. En die saad val in verskillende tipes grond. En dan maak hy 'n stelling, hy sê, daar is 'n sekere grond, die saad val en almal sê, dis wonderlik. Maar as hy daar buite kom, hy sê, omdat daar geen diepte is nie, en geliefdes, hoeveel mense ken ons nie, wat geen diepte in hulle lewens het nie. En die eerste vervolging, die eerste teleurstelling, abandon en aborteer hulle die lewe wat binne hulle is. Dis wat Jesus gesê het, hy sê die eerste oomblik, as die son skyn, hy sê dan verwelk daai saad, wat vinnig opgekom het, skielik verwelk daai saad, want hy sê daar's geen diepte nie, want hulle bedink dit wat op die aarde is, en dit wat op die aarde is hulle rolmodel. Ek gaan dit nou verduidelik. Nou, Psalm 101, ek wens ons kan daaroor gesels, maar kom eenoggend na die manne toe, dan gaan ons bietjie daar gesels, maar hy praat van 'n gedagtepatroon wat nie God se gedagtes is nie, en hy sê hierdie woorde, hy sê, I will not, dis Dawid wat daar sê, I will not tolerate low thoughts. Kan ek dit weer sê? I will not tolerate inferior thoughts. Die Afrikaans sê, ek stel geen lae ding voor my nie. Wat beteken dit? My denke wat besoedel is en beïnvloed is deur dit wat ek op die aarde sien, I will not tolerate it. Geliefdes, dink bietjie vir 'n oomblik. Die effek en die skade wat dit in jou eie lewe gebring het om dinge te tolerate wat nie van God is nie. As ek nou bietjie te direk, kan ek dit weer sê, dink bietjie daaraan, hoeveel was die skade al in my eie lewe wanneer ek dinge bedink het en getolerate het wat nie van God is nie, which is not a sound mind, wat nie 'n gedagtepatroon is. Hy gaan aan, hy sê, I will not tolerate thoughts which is of a low place. Which is of a low place. Wow. En ek het lank jare terug uit die Hebreëse teks eendag gaan kyk in daai woord, en dit die van die lae gedagtes, het ek gesien dat die woord daarvoor is die woord Belial. Nou Belial in die Bybel beteken waardeloosheid. Met ander woorde, gedagtes wat selfvernietigend is. En ons het nie daai gees ontvang nie. Ons het 'n gees ontvang van krag, liefde en 'n selfbeheersing. Nou ek het nou die dag gesien in die Passion vertaling sê dit so mooi. Hy sê to keep your innermost circle godly and heavenly. Your innermost circle. Met ander woorde, dit waarmee ek myself voed. Paulus sê, voed jouself met woorde van geloof. Nou vat net jou vingers so, dan lek jy hom, dan blaai jy na 2 Korintiërs 10 toe. En dan gaan jy nou vandag 'n openbaring kry. Nou geliefdes, ek gaan nie vandag preek oor demone, dis nie my prediking nie, en bindinge nie. Maar ek en u weet, ons as kind van God, het die gees van God in ons. Amen. 'n kind van God is nie suppose om 'n demoon te hê nie. Teoreties gesproke is dit onmoontlik. Nou hoe gebeur dit
dat kinders van die Here deur die lewe gaan gebind, terwyl die woord sê die Gees van God woon in jou. Kan ek net gou 'n vraag vra? Wie van u is 'n kind van God wat hier sit? Ok, so dis wat Romeine 8 sê, niemand gaan jou anders oortuig nie. Hy sê die Gees getuig wat binne in my is, getuig saam met my gees dat ek 'n kind van God is. Amen, dank die Here daarvoor. Wie van u weet dat, Petrus gesê het, as jy jou lewe oopmaak vir God, ontvang jy die Heilige Gees, so hy woon in jou. Wie van u glo jy het die Heilige Gees in jou gees? Goed, ek hoop jy kom nog steeds dieselfde hoeveelheid hande op. Goed, nou wie van u glo, die Heilige Gees en die duiwel woon nie in dieselfde huis nie? Wie van u weet die duiwel kan nie bly waar God bly nie? So as die Heilige Gees in jou gees bly, kan jy nie gepossessed wees nie. Goed. Yes, nou wonder, nou sit 'n paar mense wat nou so, hy weet nie meer, moet hy nou 'n hand of net 'n pinkie opsteek of wat steek hy nou op nie, maar nou ouens, kom ons lees, my vraag is vandag, is die gevare, ok, het jy dit nie daar, ok, ek het dit dalk nou hier gespring, maar die gevare, as ek my met 'n lae gedagtes of lae woorde voed, ek weet nie of ek dit nou reg, daar sê, die gevare, as ek my of myself met lae gedagtes of woorde voed. Nou is u gereed vir 'n bietjie lering vanoggend. Goed. Paulus kom in 2 Korintiërs 5 vers 3, 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 5. Nou ek gaan dit lees en dan gaan ek vertrou dat as ek dit vir u verduidelik, dat u iets raak sien vandag wat vir jou 'n wow moment is, maar wat bevrydend en vir jou lering sal wees vandag. En dat u iets sal sien wat reël is in ons lewens en net dinge bietjie beter verstaan en dan sê, Jesus Here, ek wil soos 'n kat wees wat hierdie gedagte, soos 'n kat wat iets modder of iets vuils en 'n kat maak so wil ek maak met lae gedagtes, as ek dit so kan sê. Hy sê vers 3, want hoewel, nou ek het sommer hier 'n paar vertalings gesien wat ek kon jy dit getik het van al die vertalings, maar hy sê, kom ek lees net uit die ou vertaling, hy sê, want hoewel ons in die vlees wandel, met ander woorde in die natuurlike goed, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie, want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God. En neem kennis, jou wapens, die wapens wat God vir jou gegee het, is kragtig. Sê saam met my, kragtig deur God. En ouens, as God sê jou wapens is kragtig, is dit kragtig. En hy sê kragtig deur God om vestings neer te werp. Vestings, wat is dit? Terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerp word teen die kennis van God en elke gedagte gevange neem tot gehoorsaamheid aan Christus en ons gereed hou om elke ongehoorsaamheid te straf wanneer julle gehoorsaamheid volkome is. Nou goed, kom ons verduidelik dit. Wie van u ken hierdie gedeelte? Ek vertrou almal hierdie gedeelte suppose om vir 'n Nuwe Testamentiese bidder, is hierdie 'n skrif wat jy suppose is om te ken, wat ek jou wil bemoedig en sê, gebruik die wapens, gebruik dit wat die Here vir jou gegee het. Nou goed, het jy van die vertalings daar? Ok, nou die Passion en die Amplified en die King James sê hierdie, jy kan dit maar eintlik maar op die eie loop lees. Ek het nou ongelukkig, dit is nou nie getik nie, maar dit is 'n geweldige, beautiful beskrywing. Kom ons stop net gou hier so en ons gaan gou terug in die Ou Testament en wat sê die ou valseën vir jou altyd, jaar na jaar, Sondag na Sondag, ons verstaan die Ou Testament alleenlik, 1, 2, 3, deur die bril van die Nuwe Testament. Goed, nou in die Ou Testament het jy al gelees dat daar dit sleg gegaan het met Israel. En wanneer dit sleg gaan met Israel en daai vorige ungodly koning uit is, het God gekom, dan rig hy 'n nuwe koning op.
En wie van julle het al gelees dat daai nuwe koning God gevrees het en God se wil gesoek het? En wat was gewoonlik die eerste ding wat die nuwe koning kom doen het? Hy het die altare van die vyand wat hulle opgerig het vir afgoderry, het hy afgebreek, en dan staan daar keer op keer, ek kan nie eens vir jy nou net een keer, ek meen dit staan elke keer, in die gedeeltes, die hele boek, Kronieke, 1 en 2 Kronieke, is dit vol van, en hy sê, en toe hierdie nuwe koning oorgeneem het hy die afgoderry afgeskaf, en hy het gedoen wat reg is in die oë van God, en dan sê hy het die hoogtes, jy het dit al gelees, hy het die hoogtes afgebreek. Het jy dit al gelees? Goed, so die vorige konings het afbeweeg, en soos hulle afbeweeg het hulle hoogtes, het hulle offerplekke aan die afgode gedoen in die hoogtes. En dan het dit sleg gegaan. En dan kom rig God 'n nuwe koning op, en dan, wat doen die nuwe koning? Die eerste ding wat hy doen is, hy klim daai hoogtes uit, en hy breek daai hoogtes af. En nou kom die King James, is iemand dalk wat net vir ons 'n King James Bybel het, hier laat ons dit net gou lees. Niemand nie. Goed, nou die King James sê letterlik, hy sê, taking captive every high thing. Every high thing. Met ander woorde, as ons dan vandag 'n openbaring wil kry, en ons besef, geliefdes, dat daai high thing, die hoogtes wat in die Ou Testament opgewerk was, deur afgoderry, is jou gedagtes. Dit is die high thing, wat dit die simboliek daarvan is. Dankie. So met ander woorde, as ons dit lees deur die bril van die Nuwe Testament, verstaan ons, laat die King James vir ons dit uitlig, en hy sê, as ons gedagtes gevangen neem, hy sê, we take captive the high thing, maak so, tik jou kop so en sê, the high thing, hierso sit die high thing. So as ek vandag vir u sê, en 'n stelling maak, dat 'n kind van God, nie in jou gees 'n demoon kan hê nie, maar jy kan 'n vesting in jou denkpatroon hê, dan laat dit 'n mens skrik, en dit bring bindinge. Amen? Dit bring slawerny. Want kom ek verduidelik gou vir u wat hy eintlik hierso sê, net 'n paar punte. Met ander woorde, ek het nou daar gesê van die hoogtes was afgeskaf, en wie daai hoogtes opgerig? Mense rig skanse op. Nou kom ons verduidelik, net gou 'n paar, ek lig net, ons kan ure praat hieroor, maar net gou 3 punte wat ek net gou hier wil, of 4 punte wat ek net hier wil uitlig oor hierdie skrif. Die eerste ding is, ouens, ons het kragtige wapens deur God. Geliefdes, Paulus sê dit, en hy sê, ouens, hierdie wapens wat die Here vir ons gegee het, is nie vleeslike wapens nie. Vleeslike wapens is om te retaliate, is om kwaad te raak, dis om mismoedig te raak. Vleeslike wapens is om minderwaardig te raak, om jouself te slaan en self te kassei en te reageer op die vlees. Amen. En ons werk nie op daai kaliber nie, ons werk nie daar nie, ons werk, die wapens wat die Here vir ons gesit het, is geestelike wapens, maar dit is kragtig. Gee my gou net 'n voorbeeld, help my gou, ek kan nou die mikrofoon nie omstuur, gee my gou 'n voorbeeld van 'n geestelike wapen, 1, 2, 3, die bloed van Jesus, die woord, gebed, help my nog, lofprysing, ek word dit nou gevra, wie van die gaan vir ons sê lofprysing, toe sê sy lofprysing nog, om mense te salf, olie, salf, aanbidding, yes, belydenis van ons geloof, ensovoorts, ouens, en die grootste ene is om die gesag wat God jou gegee het om te spreek, gaan lees Psalm 149, dat God sê, hy het dit reeds gedoen, maar hy gee die eer vir sy kinders, ons moet die kettinge, die konings bind, wat die Here het die vonnis opgelê, maar ons bind sy kettinge, ons bind hulle en ons vernietig hulle, so ons oefen dit uit, ons spreek dit uit, amen, goed, maar dit is kragtige wapens, maar nou ouens, en hy sê so om vestings neer te werp, en hy noem daai woord vestings, en wat doen vestings? Geliefdes, hy sê dit is teen die kennis van God. Nou, hoor nou mooi,
Ons is in 'n oorlog. As mense dit nie besef nie, geliefdes, toe ek in my eerste jaar op Bybelskool was, die eerste rektor op Bybelskool was Kobus Pretorius, hy is nou al oorlede. En hy het eendag, ek was nie lang daar, en hy het die koninkryk van God vir ons aangebied. En hy het so met ons eerstejaar studente gestaan, en hy het vir ons gesê, jy het nie die krag van God ontvang om op die bed te lê en liedjies te sing nie. Hy sê, jy die krag van God ontvang om dit in 'n oorlog te gebruik. Dit is waarvoor jy die krag van God ontvang het. Om dit te gebruik as 'n wapen, om die wapens daarvan te gebruik. Amen. Nou ouens, wat is 'n vesting? Dis 'n oorlog gebeurte scenario. 'n Vesting werk so. Hierso is pyle. Hierso is iemand wat aanval en hy skiet en hy pyle. Hierso is die verdediger. En wat doen die verdediger teen die pyle en teen die kanonne en teen die goedes van die teestander? Help my. Hoe weer hy dit af? Hy bou sandsakke, hy bou fort, hy bou goedes op om hom daarteen te beskerm. Is dit so? Dankie. En dit noem jy 'n vesting. Dit beteken, hier sit Frikkie en hier is God. Sy woord, sy lewe, dit wat God wil doen, en hy die skrif sê vir ons in die boeke, in Habakuk, in Sagaria, hy sê ons, die Psalm sê ons is pyle uit die hand van 'n koker, en ons is die woord, en hy stuur sy woord uit om te tref, om in die harte te tref. Dis die scenario. God is die aanvaller, om het so uit te druk, en alle eer, maar ons weet God val aan met sy liefde, en hy skiet, en wat gebeur is, hy wil ons harte penetreer met sy lewe, en wat kom doen die vyand? Hy skep, plaas sandsakke, noem my sandsakke, wat is vestings in my gemoed? Teleurstelling, kwaad, verwerping, ek is niks werd, lae gedagtes, en het bou op, 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 en het vorm 'n vesting in my gemoed. Nou kom Johan na sy familie toe of iemand toe, en hy spreek die woord. Maar hier sit familielid met soveel vestings, en sê, God se werk beteken vir my niks nie. Dis hoekom ons geleer het, 2 mense sit in een diens, een mens stap uit en hy sê, God was hier, soos wat Jakob gesê het, God was hier en ek het dit nie eens geweet nie. Die ander persoon sê, ek het niks ontvang nie. Want is alles hier, vestings in 'n mens se kop. Dis wat dit beteken. So 'n vesting hou God buite. Sê gou saam met my, 'n vesting hou God buite. 1, 2, 3. En nou noem hy 'n teenoorgestelde ding, en nou noem hy 'n skans. Ons werp vestings neer en ons breek skanse. Wat is 'n skans? 'n Skans hou iets binne. Toneelspel, gefeinsheid, hypocriet. Dit maak om vir almal te sê, dit gaan baie goed, maar in my hart bloei ek. Ek maak die regte geluide buiterlik, maar binne gaan dit nie baie goed met my nie. Dit is 'n skans. Dis 'n skans. Kan ek dit weer sê, 'n skans. En geliefdes, dit staan teen. Hy sê dit staan, dis opgewerp natuurlik deur die vyand se slinksheid, en hy sê dis opgewerp teen, dit staan daar, teen die kennis van God. Geliefdes, my gedagtes kan die kennis van God buite hou, en dit kan my eie misleiding binne hou. En ek weet dit nie. Nou verstaan ons ouens, hoekom gaan dit met ons baie keer, dan sê mense, hier's 'n duiwel in my. Jy het nie 'n duiwel in jou nie. Jy moet vrykom van 'n ongeredde denkpatroon. Amen?
En God wil, God se pyle, God se liefde, die Here, wat sê daai skrif nie ouens, die Here Jesus huil oor Jerusalem en hy sê die woorde, Jerusalem, Jerusalem, o Jerusalem, hy sê, hoe het ek verlang om jou by mekaar te maak, soos 'n hen haar kuikens by mekaar maak. Hy sê, ek het profete gestuur, vroeg en laat, maar julle wou nie. En dan sê hy, want julle het my buite gehou, julle het oë wat nie sien nie, en ore wat nie hoor nie, skanse en vestings. Skanse en vestings, wat sê Jeremia 17 vers 5 tot 8, hy sê, wat doen hy skanse? Hy sê, as die goeie kom, wie van die weet wat staan daar? As die goeie kom, dan sien hy dit nie eens raak nie. Hy is verblind, hy sien nie die goeie raak. En dan kom die Here en hy kom met soveel liefde. En hy kom met soveel passie. En dan dink ons aan Hooglied, die boek Hooglied, wat gaan oor die roman van Christus en sy bruid. En dan sê hy, hier is die Gensbok wat spring oor die berge. Joe, as God oor die berge spring, as my beminde oor berge kan spring. Maar dan sê hy 'n verskriklike gruisomstelling, hy sê, maar hy kan nie deur my eie tralies kom nie. Hy staan buite en hy roep my uit, want die tralies, hy sê my tralies. En hy, wat gebeur met my tralies? Hier kom, as ek in alle liefde kan sê, hier kom Tannie Hana en sy maak my kwaad, dan sit ek iets tussen my en haar, ek blok haar uit. Ek sal dit nou nooit doen nie, maar, en hier kom Johan, en hy stel my te leer, of hy maak my kwaad, en ek sit iets, en so sit ek iets tussen, en nog iets tussen, al wat het gebeur is, ek is op die ouene so omring deur tralies, vestings, en dan staan God buite, en dan sê hy, ek kan nie oor hierdie muur spring nie, ek kan oor berge spring. Gaan lees dit, Hooglied 2, hy sê, ek kan oor berge spring, maar ek kan nie oor die tralies spring, wat jy vir jouself opgewerp het nie. Hy sê, jy alleen, hy sê, kom my beminde, kom, maak jou deur oop. Hy sê, maak jou deur oop, as jy uitkom, sal ons spring, en ons sal huppel oor die velde, die lelies van die veld wag vir ons. Dis heerlik daar buite, maar jy moet die deur oopmaak. So baie, dan dink mense, ek moet gaan vir bevryding, en ek moet gaan vir dit, en ek moet gaan vir dat. En al wat gebeur is, daar kom 'n me-time stukkie, wat jy in die teenwoordigheid van God, moet laat gaan van die vestings in jou gemoed, en die skanse. Dink net aan daai voorbeeld, wat ek al hoeveel keer vergelyk het, met Judson Conwell, wat die dag, heilig soos wat hy Etienne ook altyd is, maandag na Sondag, gaan hy na die Here toe, en hy sê, en hy bid, en hy sê, Here, ek waardeer U en alles, en die Here kry 'n oomblik, daar kom 'n ligpunt, en die Here spreek in sy hart, en hy sê vir hom, jy lieg. En hy skrik, en hy sê, Here, wat bedoel, en die Here sê vir hom, jy is kwaad vir my. Hy sê, hoe kan ek kwaad wees vir U? Die Here sê vir hom, jy het gister 'n sekere verwagting gehad, vir wat ek in die diens sou doen, soos wat U baie keer 'n verwagting sou hê van wat die Here moes doen, en hy sê, ek het anders gewerk as wat jou verwagting is, en daar is in jou hart 'n weerstand teenoor my. En die volgende oomblik toe breek die damwal, en hy sê, ja Here, en die Here se liefde kom, en hy genees hom. En toe dit klaar is, toe besef hy, wat die Here vir hom sê, nou het jy my so pas aanbid, in gees en waarheid. Daar is waarheid tussen ons, daar is nie meer dinge tussen ons, wat maak skanse en vestings. Jy het 'n skans voor my gehou, en jy het gesê, o Here, ek is lief vir U, maar nie is my hart diep, kom ek nie uit met die waarheid nie. Maar die oomblik toe daar oopheid, en waarheid tussen my en U vloei, toe sal lewe. Mis ek dit vanoggend, of drop 'n pennie vandag. Ouens, laaste ene van dit, ons kan gedagtes gevange neem. Nou wat is dit om gedagtes gevange te neem? Geliefdes, dis om saam met God te dink. Dink net hoe hemels in jou lewe sal dit vir 'n oomblik wees, as jy net vir 'n oomblik saam met God dink.
om net in 'n oomblik saam met God te dink. En dit is wat God se hart vir jou is. Die hoogte is in iemand se kop. En daai woordjie skanse sê die Amplified, het ek gesien, sê imaginations or fantasies. Fantasies sê die een vertaling. Daar is hy mooi, goed, nee, dit is powerful. I say, so we, in the Passion Translation say, we can demolish every deceptive fantasy that opposes God and break through every arrogant attitude that is raised up in defiance of the true knowledge of God. We capture, like prisoners of war, every thought and insist that it bow in obedience to the Anointed One. Jo, en so, ek dink ons gaan dit sommer op die groep sit vanmiddag, net daai vertalings. Arrogant thoughts, gedagtes, hy sê dat oppose God. Thoughts that oppose God, dit hou God buite. Wie van u, as ons dit besef, geliefdes, dat my gedagtes God al geoppose het. Ja. En dan kom ons baie keer en sê, Here, maar ek is lief vir u, maar my gedagtes hier diep binne oppose goed. En dan sê ons eerder, Here, ek wil eerder skanse laat afval. Ek wil skanse laat afval. Amen. Halleluja, sit nie bevry, dankie my vrou, vir daai skrif vanoggend, staan vas, Galasiërs 5 vers 1, staan vas, 1, 2, 3, staan vas in die vryheid waarmee Christus jou vrygemaak het. Nou ek sluit af met hierdie woorde voor ons nagmaal hou. Voed jouself met woorde van geloof en neem jou gedagtes gevange en breek vestings en skanse. Nou ons kan baie nog hieroor praat en uit die aard van die saak maak dit 'n ding wakker in ons harte om dalk te sê, jy sê Etienne, miskien het ons 'n koffietjie nodig. Want ek sukkel met skanse. Wat ek nie nou hier wil, maar ek wil by jou kom koffie drink. Ons het lekker koffie. As jy hoor wat ek vir u sê. Maar geliefdes, is nie net ek Etienne of ons is broers. Of gaan net voor die Here. Maak die saak nie, maar gee aandag daaraan. Get rid of everything that opposes the knowledge of God for your life. Halleluja. Ek het hier net ‘n gebed geskryf. Okay, breek vestings en skande sodat kom ons lees dit weer. Voed jouself met woorde van die geloof en neem jou gedagtes gevange, breek vestings sodat jy gesond in jou gedagtes, naamlik die kennis van God, kan wees. Nou ek het die gebed geskryf en u kan dit saam met my bid. En ek moedig u aan om dit saam met my te bid. Ons sal hierdie gebed op die groep gaan so by daar wees. Maar ek het die geskryf en nou die dag toe ek voorberei, toe vra ek, Here, hoe skryf ek 'n gebed wat dit saamvat, net 'n kort gebed wat dit saamvat wat ons vanoggend gedeel het. En ek het sommer net die geskryf, maar jy kan dit mos opwees in jou eie woorde skryf. Ek het die geskryf, Here, hoe hemels is dit nie om saam met u te kan dink? Hoe vry kan ek nie wees nie? Ek neem nou u wapens op, naamlik die gesag wat u my gegee het. En ek breek elke skans en vesting in my denke. En ek neem my gedagtes gevange tot gehoorsaamheid aan God. Amen. Halleluja. En ek bid dit vandag. En ek het hier nog in rooi geskryf, net so pleit in my hart oor ons. En ek het hier geskryf, Here, 'n gesonde gemeente, gesonde huise. En ek bid dat dit in elke huis goed sal gaan, dat u huis, die huishouding, die denke gesond sal word. Amen. Halleluja. Niel, jy kan vir ons kom. So kom ons, met dit in ons harte, kom ons ontvang vanoggend die, en ons rejoice wat die nagmaal betref. Amen. Dankie julle.
Dankie Etienne, dit was baie stigtend geweest. Ek moet sê, dit is wat ek ook nodig gehad het om te hoor. En ek wil nou vanoggend ook 'n gedeelte met julle kom deel, om ook 'n skans af te breek, wat ek dink rondom die nagmaal daar 'n verwarring is. Dit kom uit 1 Korintiërs 11 uit, dat hier van vers 17 af begin Paulus met die gemeente van Korinthe te praat, en hy raas eintlik bietjie met hulle. Hy sê, julle kerels kom by mekaar, en die rykes kry al die kos, en die armes kry nie kos nie, en julle verstaan nie waaroor die tafel van die Here gaan nie, en daarom is daar baie nagevolge vir julle, omdat daar nie duidelike onderskeid is nie. En vir jare was dit dalk 'n konsep gewees. Ek gaan dit vir julle lees, en dan kan ons van daar werk. Ek wil van vers 23 af lees. Ek gaan in die Passion Translation vir julle lees. Van vers 23, 1 Korintiërs 11 vers 23. Hy sê, I have handed down to you what came to me by direct revelation from the Lord himself. The night in which he has handed over, he took the bread. So, dit is my interessant. Hy sê in die beskrywing hier so hand over, hy sê, Jesus is ook oorhandig aan sy vyande, en hy het vir ons ook hierdie gebruik of nagmaal in ons oorhandig. Hy sê, the same night in which he was handed over, he took the bread and he gave thanks. Then he distributed it to the disciples and said, take it and eat your fill. It is my body which is given for you. Do this to remember me. He did the same with a cup of wine after supper and said, the cup seals the new covenant with my blood. Drink it. And whenever you drink this, do it to remember me. Whenever you eat this bread and drink this cup, you are retelling the story, proclaiming our Lord's death until he comes. En dan kom hy nou met hierdie gedeelte van vers 7 in 20 af, wat dalk 'n verwarring veroorsaak het. But I say, for this reason, whoever eats and drinks the cup of the Lord in the wrong spirit will be guilty of dishonoring the body and blood of the Lord. So let each individual first evaluate his own attitude, and only then eat the bread and drink the cup. For continually eating and drinking with the wrong spirit will bring judgment upon yourself by not recognizing the body. This insensitivity is why many of you are weak, chronically ill, and some have even are dying. If we examine ourselves, we should not be judged. Nou, daar buite het baie ouens al geglo dat hy moet eers reg wees voor die Here, en dan kan ek nagmaal gebruik. Ek wil vir julle goeie nuus bring vandag, te sê dat daar is geen veroordeling meer in Christus nie. Hy het ons vrygespreek. Jy is nie veroordeel nie. Waar lê die veroordeling? Is presies wat Etienne gesê het. Is hier in ons denke. Want dis wat Paulus presies sê hierso. Hy sê die oomblik wat ons nie duidelik onderskeid tref tussen Christus se liggaam, wat die werklike krag is van wat die brood vir ons in die lewe gebring het, wat hy vir ons gegee het nie, en onderskei wat die bloed is nie, dan ervaar ons nie die volheid van die godheid van die nagmaal nie. En daarom is daar baie wat siek is en. Nou, ek wil dit vir julle omdraai vandag en sê, as ons duidelik onderskeid tref tussen wat Christus se liggaam vir ons beteken en wat sy bloed vir ons beteken, en verstaan dat ons goed genoeg is en dat ons reeds vergewe is en dat ons reeds in geregtigheid met God wandel, en dat ek in my denke die onvermoë en dit wat die vyand wil hê ek moet glo vandag, dat ek nie goed genoeg is nie, dat dit nie die waarheid is nie, dat Christus my klaar in hemelse plekke gesit het, dat die krag van die nagmaal dan vir my 'n werklikheid word. Dan gaan hy omdraai om te sê, dan is baie van ons gesond, en baie van ons is sterk, en baie van ons gaan nie voor ons tyd dood nie, want ons verstaan die krag van die nagmaal. Ons verstaan waaroor dit gaan en die werk wat Christus vir ons kom doen het. Nou ek wil vir julle sê, die laaste jaar het ek 'n nou pad gestap met 'n paar ouens wat kanker gediagnoseer is, en groot manne wat dood is intussen. En dit het baie aan my gevat, hierdie ding. Weet, en ek is op baie punt waar ek sê, maar ek wil ook sien dat die goeters, dat dit gebeur.
laat die woord van die Here deurbreek en dat die genesing plaasvind. En hy sê nogal in die Afrikaans, so dikwels ons dit doen, so elke keer vertel ons die storie. En is nou so Smith Wigglesworth jy aangehaal het. Weet, hy het vir hoeveel mense gebid wat nie gezond geword het nie. Maar as hy opgegee het en gesê die Here werk nie, dan was daar geen legacy gewees van die Smith Wigglesworth nie. Hy het aangehou om te glo en te weet dat die krag van die liggaam, die brood, dit wat die Here vir ons gesetel het, is 'n werklikheid. En as ons in ons families dit met mekaar kan deel, so dikwels as moontlik, daar's nie 'n voorskrif om te sê ek mag net hier by die kerk nagmaal gebruik nie. Ek kan nagmaal by my huis gebruik saam met my gesin. Weet jy, dit is kosbaar vir my nie. My meisiekind was siek hierdie week gewees. En die kinders het na my toe gekom maandag aand. En my gesê, papa, kom ons hou nagmaal. Nee, kom ons hou nagmaal. Ons bid vir Sissie. Ons gaan hierdie ding wen. Die Here het al klaar genees. Kom ons hou nagmaal. En ons het elke aand hierdie week nagmaal gehou. En sy is mensjou reg, weet. En ja, sy het pille gedrink en medisyne gebruik is reg. Ek gooi nie die medies weg nie. Die medies is daar om ons te help. Weet. Maar ons moet in die kleine getrou wees. En ons moet toelaat dat ons kinders groot word met hierdie. Dat ons weet, ons is goed genoeg vir die Here. Ons is volkome. En dat hy vir ons hierdie medium gegee het, die nagmaal, om ons te herinner aan die voltooide werk. En elke keer as ons bietjie moet twyfel, dat ons kan weet, Here, hier is die brood. Hierdie is u liggaam. U het vir ons sterk gemaak, gesond gemaak, beskerm, u het vir ons voorsien. Hierdie is die bloed, Here. U het my 'n nuwe kleed gegee. U het my 'n kleed van geregtigheid gegee waarin ek gewikkel is. Ek is nie meer die persoon wat ek was voor ek u geken het nie. U het my 'n nuwe skepsel gemaak. En as ons dit bely met ons mond, dan moet die vyand hardloop. Dan moet die hond kom en hy kan maar blaf en ons kan sê, maar daar staan geskrywe, ek is 'n nuwe skepsel. So ek wil julle graag uitnooi vir oggend. Gebruik hierdie nagmaal en weet. Dink oor die voltooide werk wat Christus vir ons gedoen het. Gebruik daai stukkie brood en weet dit is sy liggaam vir jou wat gebreek is. Jy is genees, hy het klaar die werk gedoen, hy het klaar kankers gewen, hy het klaar alle siektes wat jy aan kan dink vandag, het hy klaar mee gedeel. Hy het jou finansiële probleme vir jou uitgesorteer. Hy het jou skaamte, weet hy was verneder aan die kruis, sodat jy nooit weer verneder hoef te wees nie. Dat jy nooit weer in skaamte voor mense hoef te staan nie, want hy het daai skaamte klaar vir jou gedra. Hy het vir ons 'n nuwe kleed gegee, witter as sneeu. Jy staan sonder vlek of rimpel voor God. Jy kan net kom en op sy skoot kom sit. So ja, ek vra dat julle oë sal sluit en dan gaan ons die nagmaal gebruik almal saam. Here, dankie vir 'n volkomme werk wat u gedoen het. Dankie Here dat ons voor u kan staan en ons kan net kom besef en bely vir oggend, Here, dat ons die vestings in ons gedagtes wil afbreek. Dit is so mooi en gestrook vandag met wat u teen gepraat het, Here, dat u kom en ons kan elke gedagte gevangene neem, Here. En ek bid dat u elke gedagte van veroordeling, elke gedagte van ek is nie goed genoeg nie, elke gedagte van ek is nie waardig om die nagmaal te gebruik nie, kom vasvang vir oggend, Here. En dat ons kan weet, in Christus is ons goed genoeg. U het klaar die werk voltooi, Here. As ek siekte in my liggaam ervaar, weet ek, Here, u het my klaar gesond gemaak en ek kan net bid en vertrou dat dit deurbreek in my liggaam, Here. As ek sukkel met my finansies vandag, of ek is minder waardig, Here, u het my op 'n hoë plek kom sit, Here. Jy sê dit in Psalms, op hoogtes het u my kom sit, sodat die vyand nie naby my kan kom nie. Dankie, Here, dat u bloed vir ons witter as sneeu gewas het, dat ons by u voete kan kom sit, Here, en u sê, u vat my net soos wat ek is. Ek hoef nie eers te perform om by u uit te kom, Here. Ek kan net by u my hart kom oopbreek, soos Dawid hoeveel keer in Psalms gedoen het en gesê het, Here, toe ek my hart voor u kom opbreek, het u onmiddellik vir my dit opgeklaar, Here. U het my hart herstel. U het my onvermoë, het u kom aanvul, Here. En ek bid dit vir elke mens hier vandag, Here, en wakker dit aan in ons huishoudings, dat ons as gesinne sal nagmaal hou, gereeld, en mekaar sal stig met die goeie werk en die voltooide werk wat u gedoen het, in Jesus naam. Amen.